Kom ons maak ons oë toe, kom ons bid saam. Here, saam met die loflied het ons vanmôre gesê, daarom gee ek U my stem, ek wil juig saam met snaarinstrumente, ek wil U naam groot maak, Here. En dit is wat ons vanmôre doen. Ons dank U vir hierdie môre, ons dank U vir gespaarde lewens, ons dank U vir lewenskrag en gesondheid, ons dank U vir 'n dag wat voor ons lê, waarin ons U naam kan groot maak. Ons aanbid U, U is die enigste aanbiddelike, die Vader, die Seun, die Heilige Gees. U is die Vader wat daar was voor alle eeue, wat vandag is en tot in ewigheid sal wees. En U sorg vir U skepping, U sorg ook vir ons. U is Jesus wat ons vrymaak om te leef. U is die Gees van God, die Gees van die Vader en die Seun, wat die verlossingswerk van Jesus ons Here en die sorgwerk van ons Hemelvader in ons lewens laat waar word elke dag. En daarvoor dank ons U en buig ons in aanbidding voor U. En saam met die lied wat ons nou net gesing het, sê ons vanmôre ook, Here, Gees van God wat in my woon, breek U woord vir my. Breek U woord vanmôre, Here. Ons, U kinders, is gereed om na U stem te luister. Amen. Soos ek nou nog gesê het, gaan ons 'n paar verse uit Openbaring lees. Ek wil net daar by die rekenaar vir julle ouens sê, daar's 'n prentjie daar, maar hou daai prentjie vas, want anderster gaan julle die hele punchline van my preek weggee. Hou net daai prentjie bietjie vas vir 'n rukkie, hoor. Ek sal vir julle sê wanneer hy moet kom. Goed. Die boodskap aan Laodicea. Julle weet die 7 gemeentes en dis die 7de gemeente se briefie. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige getuie, geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Dit is Jesus, nee, dit is Jesus. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie, en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en julle bekeer. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Liewe gemeente, nou ja, ek weet nie of dit nou net ek is nie. Maar hierdie briefie laat my mos nou baie ver terugdink aan 'n sprookieverhaal wat ons almal ken. Ek dink julle ken almal die sprookieverhaal. Dit is baie ver in ons verlede terug is hierdie sprokie gewees. En dit het my verskriklik gefascineer. En ek weet nie wie van julle onthou hierdie sprokie nie. So ek gaan nou hierdie sprokie vertel. En as die oomblik wat jy agterkom watter sprokie dit is, sê maar net vir my, ja, ek ken hierdie storie, maar ek sal by die punchline van die storie ook nog uitkom. So ek wil vir julle die sprokie vertel. In 'n ver afgeleë land, skryf die Deense skrywer Hans Christian Andersen, het daardie ver afgeleë land het op 'n stadium 'n vreeslike liewe ou koning gehad. Hulle was baie lief vir hom.
Maar hierdie koning van hulle was nou nie eintlik bekend daarvoor dat hy baie slim was nie. Hy was nou nie die skerpste potlood in die pakkie nie, soos wat ons baie keer sê. Hy was, om die waarheid te sê, maar regtig 'n dommerige ou. Maar hy was geliefd. Hy het vir sy mense omgegee en hy was sommer net goed vir hulle. So hulle het dit maar oorgesien as hy partykeer 'n dom ding gedoen het of 'n dom ietsie gesê het. Dan het hulle maar gemaak of hulle dit nie agterkom nie en nog steeds lief gebly vir hulle koning. En toe kom op 'n dag, en nou gaan ek begin hande sien, want nou gaan julle die storie begin onthou. Iemand onthou hom klaar. Toe op 'n dag kom daar 2 swendelaars by die koning aan. En die 2 swendelaars vertel vir die koning dat hulle dat hulle briljante wewers is. Ken julle die storie? Party van julle, ek sien die klokke wil lei, maar nog nie heeltemal nie. Hulle is briljante wewers. Hulle beweer hulle kan met sy en met fyn gouddraad, daar's nie nog een wat die storie onthou. Met sy en fyn gouddraad kan hulle sulke fyn kledingstof weef dat dit is so fyn, net baie slim mense kan dit raak sien. Nou ken julle die storie, nee. Nou weet julle waarheen is ons op pad. Goed, ek gaan nogtans die storie vertel. Miskien moet ek maar na hierdie 2 wewers toe gaan en vir my 'n nuwe stel klere laat maak, sê die koning, want die optog, die jaarlikse optog deur die stad is aan die gang en is aan die kom en dit sal nou eintlik pret wees om nuwe klere te hê, om te sien wie van my onderdane is dan nou so dom dat hulle nie die klere kan raak sien nie. Kom ons kyk wie is slim genoeg om die klere te kan raak sien. En toe betaal die koning hierdie 2 swendelaars 'n allemintige groot bedrag geld en die 2 spring aan die werk. Hulle spin en hulle weef en hulle knip en hulle stik en hulle borduur dag en nag vir weke lank en die koning hou net aan met betaal. Hulle word lekker ryk. Die koning hou net aan betaal. Toe gebeur daar 'n snaakse ding. Elke keer as die koning gaan kyk hoe die klere vorder of as hy gaan vir 'n passing, dan sien hy absoluut niks. Hy sien absoluut niks. O gats, dink die koning, is ek dan so dom? Ek sien dan niks. Wat gaan ek hieraan doen? Ek moet maar maak of ek dit sien, anders gaan al my onderdane dink besef hoe dom ek is. Hulle gaan dink ek is baie dom. Die mense moet net nie agterkom ek is dom nie. En dan gaan hy terug en dan gaan vertel hy vir die mense van hierdie pragtige nuwe stel klere en al die klere van die reënboog hoe dit mooi vorder. Daar was natuurlik mense wat natuurlik by die swendelaars ook moes aankom, want die swendelaars moes kos en water kry en as hulle daar kom, dan sien hulle ook niks. En dit het hulle natuurlik heeltemal uitgefriek, dat hulle niks sien nie. Want het hulle gedink, is ons dan dommer as ons nie so slim nie, koning, dat ons nie die klere kan sien nie. Hy kan dit dan sien en ons kan dit nie sien nie. En toe het hulle maar gemaak of hulle die klere sien. En elke keer as die koning opgewonde oor die klere en oor die optog praat, het hulle dan nou maar saam gepraat met die koning. En toe uiteindelik breek die dag van die optog aan. En daar stap die koning, en nou kan jy die prentjie daar gooi. Daar stap die koning met, daar het hy nou nog nie die skoene aan nie, maar daar stap hy met sy blink skoene en met sy goue scepter in sy hand en sy kroon op sy kop deur die stad en almal oe en a en oor die koning se mooi klere en hulle is tog net te bang om te erken dat hulle niks sien nie. En dis mos nou toe die ou klein seentjie uitroep, maar mamma, die koning is skaal. Kyk, hy het net sy ou valletjies onderbroek aan. Dit is al, die koning is skaal. En almal sien die koning is skaal, almal besef die koning is skaal, selfs die koning besef hy is skaal, maar nou ja, wat moet hy nou doen? Die koning besluit toe, hy besef toe, hy het hom nou deur die swendelaars laat vang, want hy is nou waarskynlik die domste mens in sy koninkryk, dat hy hom laat vang het, maar nou moet hy sy waardigheid behou, en hy maak toe nou maar sy optog klaar, en hy stap terug na sy paleis toe, en die eerste ding wat hy gaan doen, is hy gaan trek natuurlik vir hom klere aan, wat hy kan sien. Nou ja, ek weet nou nie van jou nie, maar as dit nou ek was, dan sou ek ook maar aangehou stap het, maar ek sou nie teruggestap het huis toe nie. Ek sou see toe gestap het. En as ek by die see aangekom het, sou ek net nog reguit aangehou stap het.
want eerder as om met my valletjies onderbroek deur die, nie dat ek een het nie, deur die stad te stap, sal ek eerder maar van die aarde af wil verdwyn. Reg. Dis sommer net 'n storie om ietsie te illustreer. Kom ons kyk bietjie, kom ons los eers die storie. Kom ons praat so 'n bietjie oor Turkye. Die Turkye, dis mos nou Noordwes Turkye waar hierdie gemeentes is, waar Turkye vandag is. En daar in Noordwes Turkye is 'n vallei met 'n moeilike naam. Ek kan dit nie onthou nie, is nie regtig, is maar nie 'n maklike naam om te onthou nie, die vallei se naam, maar dit was in daardie vallei was die weer so perfek as wat dit maar moontlik kon wees. Daar was vrugbare landerye en daar was mooi vrugtebode en daar was goeie veiding en die skape was spekvet en daar was baie vleis en daar was genoeg wol, hoëgehalte wol, dit het baie gereën. En hierdie stadjie Laodicea van wie ons gelees het in hierdie streek geval. Nou ja, dan kan mens nou verwag as dit so 'n goeie landstreek is, amper so vrugbaar seker soos hier waar ons woon, die Onderberg woon, was daar oorvloed van alles gewees. Daar was baie geld gewees en almal in daardie gemeenskap was ryk. En as mens nou eers dit verstaan, dan is dit ook maklik om te verstaan hoekom daar in daardie stadjie die bankwese regtig gegroei het. Iets van die konsep van bankwese het daar in Laodicea ontstaan al baie lank gelede, 'n paar eeue voor Christus. Die baie geld verklaar ook dat daar 'n universiteit was, nê, en by daardie universiteit was daar waarskynlik 'n mediese fakulteit waar hierdie wêreldbekende oogsalf wat die mense gebruik het, waarvan ons hier gelees het, ontwikkel is. Maar wat wel waar is van Laodicea, en dis nou nogal die belangrike feit om hierdie storieetjie te verstaan, nie die storie, nie die koning se storie nie, dit wat in hierdie brief staan, om dit te verstaan, is dat Laodicea geen natuurlike water gehad het nie. Die water moes van buite af gekom het. So hulle het al 3 eeue voor Jesus se geboorte, het hulle 'n klipkanaal van Hierapolis afgebou na Laodicea toe. En in Hierapolis was 'n warmwaterbron. So hulle het hierdie warm water in hierdie kanaal ingepomp. En dan loop hierdie water die 9 kilometer af na Laodicea toe. En wanneer die water by Laodicea aankom, dan was die water nog steeds lou gewees. Goed, kom ons gesels nou oor die briefie. Onthou nou, die mense was ryk. En dit het waarskynlik ook baie goed gegaan by die gemeente, want daar was genoeg geld. Niemand het gebrek gely nie. Dit het goed gegaan met hierdie gemeente. En nou net soos in al die ander briewe, ekskuus tog, al die ander briewe hier in Openbaring 2 en 3, begin Jesus se boodskap aan die gemeente in Laodicea met 'n waarskuwing. Hy sê, ek sien alles wat julle doen. Ek sien alles wat julle doen. Hulle het gesê, ons is ryk, ons is skatryk, ons het eintlik niks meer nodig nie. Maar Jesus sê, ja, maar julle is nie koud nie en julle is ook nie warm nie. Julle is maar net soos hierdie water wat in die stad invloei. Julle is lou. Lou water wat 'n mens eers weer moet warm maak of heeltemal moet laat afkoel voordat jy dit kan gebruik. Want lou water deeg mos nou nie regtig nie, nê. Jy kan nie lou water gebruik om mee te besproei nie. Ekskuus tog, dit is ook nie lekker om in lou water te bad nie, behalwe ons wat in hierdie plek bly, ons bad in kouer as lou water, nê. En 'n mens drink ook mos nie lou water nie. Lou water is nie lekker nie. As julle maar net koud of warm was, sê die Here, sê Jesus, maar nou is julle lou. Julle is niks werd nie. Al wat julle voorgoed is, ek sal julle maar moet uitspoeg. Dis wat hy hierso sê. En hy sê, julle dink julle is ryk. Julle dink julle is ryk, maar eintlik is julle brandarm. Julle het die beste oogsalf in die wêreld, maar julle is blind. Julle het al die geld in die wêreld om vir julle klere te kan koop, maar julle loop eintlik kaal rond. Waarvan kla julle aan? Hy kla hulle aan van selfgenoegsaamheid. Nee, selfgenoegsaamheid. Selfgenoegsaamheid is om te dink dat jy alles het wat jy nodig het. En dat jy vir jouself kan sorg. Jy het nie iets of iemand anders nodig om vir jou te sorg nie.
wat op sigself nie 'n slegte ding is nie, nee, daar is woorde wat baie dieselfde sê, baie sinonieme woorde wat dieselfde sê, selfstandigheid, onafhanklikheid, selfversorging. Dis nog die goed wat ons vir ons kinders wil leer, nê, om selfstandig te wees en vir hulle self te kan sorg. Ons kan nie vir altyd vir ons kinders sorg nie, dit weet ons. En ook ietsie, en dis bietjie meer negatief, ietsie van 'n selftevredenheid, om so beïndruk te wees met jouself, dat jy naderhand in 'n stukkie eie waan begin lei, is so 'n bietjie hoogmoedig word, en 'n mens kan self so 'n bietjie arrogant en verwaand word as jy vir jouself kan sorg, is dit nie so nie. Of kom ons sê dit in goeie Afrikaans, ek kan koop, en ek kan betaal, en my huis, en my kar, en my beleggings, en my toekoms is veilig. En daarom kan ek maar net lekker lewe. Nou, hoe sê hulle altyd, ek kan sommer maar net vir die res van my lewe hinderlaag lê. Nee, lê laag en hinder niemand nie. Dit is wat jy dan met jou lewe kan doen. Dit gaan goed met jou, dit gaan goed met my, ons leef lekker, ons leef rustig, jy in jou klein hoekie en ek in myne, soos daai ou halleluja liedjie wat ons gesing het toe ons klein was, maar julle moet daar regtig nou al oud wees om dit te kan onthou. Hierso gaan dit nie goed met hierdie mense nie. Dink aan hierdie koning, kom ons gaan gou terug na die keiser en die koning wat nie klere gehad het nie. Dink hierdie koning het gedink hy het klere aan, maar al die tyd het hy toe nou maar net daar in die stad rondgestap met sy valletjies onderbroek. Nee, hy het toe maar net daar kaal rondgeloop. Dink aan die Laodisense wat gedink het hulle is ryk, en toe kom hulle agter, ja, hulle is ryk aan aardse besittings, maar die aanklag is, hulle geestelike goedere is maar 'n bietjie min. Daar is nie eintlik nie. Hulle het gedink hulle kan sien, die beste oogsalf in die wêreld is in Laodicea ontwikkel, en is tot hulle beskikking, maar met hulle tevredenheid met hulle eie posisie, is hulle eintlik blind vir wat regtig belangrik is in die lewe. Iemand in my verlede, dink ek kon my ouma gewees het altyd gesê, niemand is so blind soos iemand wat nie wil sien nie. Nee, julle het al gehoor dat mense dit sê. Niemand is so blind soos iemand wat nie wil sien nie. Hierdie Laodisense kon die mooiste klere dra, maar dit het niks beteken nie, hulle was eintlik kaal. Hulle was eintlik kaal. So die aanklag is, selftevredenheid kan in die pad, selftevredenheid kan in die pad staan van 'n egte, opregte, diep, innige, lewende verhouding met die Here. As 'n mens te gemaklik raak met wie jy is en jou omstandighede, want jy begin net dalk dink jy het die Here nie meer nodig nie, want jy kan mos goed vir jouself sorg en kyk net hoe goeie job is ek besig om te doen, nee, ons voel baie keer baie selftevrede oor hoe ons gesorg het vir waar ons nou trek. Jy kan net dalk dink jy het die Here nie nodig nie. Nou dit dink ons nie in soveel woorde nie, maar partykeer leef ons maar 'n bietjie so, nee, as ons die Here nie nodig het nie. En ons kan dalk dink, die kerk het my ook nie nodig nie. Almal, dit gaan goed met ons almal. En dis nou presies waar 'n mens soms ook maar die punt mis. Dis waar ons die pot missit, soos wat ons ook vir mekaar sê. Jou doel op aarde is nie om maar net gelukkig te kan leef, en om sorgvry te kan wees, en om gemaklik te kan leef nie. Dis die leuen wat die wêreld vir ons vertel, is dat jy moet poog om uiteindelik net rustig en gemaklik en tevrede te kan lewe. Dis die leuen van die wêreld. Want ons trap almal in daai slaggat, en ek dink ons is almal op 'n manier maar op pad daarna toe, want ons wil vir onsself kan sorg sonder om bekommerd te wees oor ons ou dag, en oor waar die geld vandaan gaan kom as ons 80 of 90 jaar oud is, om van te kan leef en vir die dokters te kan betaal, en al daardie goeders, maar dit is nie die punt van die lewe nie. Jy is nie geroep om gelukkig te kom leef, en rustig te kom leef, en elke dag vir die see te kyk, nie spreekwoordelik gesê, nee. Jy is geroep om van die wêreld waarin ons leef 'n beter plek te maak. Jy moet die wêreld beter los as wat jy hom gekry het. Dit is waarvoor ons geroep het. Ons moet God se koninkryk laat kom terwyl ons nog hier is, met alles wat ons doen. Nee,
Dit moet die uitgangspunt van ons lewe wees. So, hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Het jy mooi klere aan, maar jy's eintlik kaal? Het julle gemeente mooi klere aan, maar niemand kan dit sien nie. Dit is die vraag wat ons maar vandag vir mekaar moet vra. Is die water koud of warm, of is die water dalk net lou? En die antwoord lê in elkeen van ons individuele verhouding met, en ons as gemeente se verhouding met die drie-enige God, die Vader wat vir ons sorg. En Jesus wat ons elke dag vrymaak om nuut te leef. En die Heilige Gees van God, die Gees van die Vader en die Seun wat vir ons leer hoe om te leef. En dan, omdat ons dankbaar is dat ons 'n nuwe lewe het, maak ons van hierdie wêreld 'n beter plek waarin ons leef. Ons moet hom beter los as wat ons hom gekry het. Ons doen dit elkeen individueel met wat ons dink en doen en sê, maar ons doen dit ook saam as gelowiges. Verander ons hierdie wêreld, moet ons die wêreld beter laat word. En dit begin altyd binne in onsself, maar van onsself af, dan ook uit na buitentoe. Dit gebeur in ons gemeente wees, en dit gebeur oral waar ons kom. Dit gaan oor ons verhouding met God. Moenie dat daar van jou eers gedink kan word, dat jy so lou is, dat jy eintlik maar uitgespoeg mag word nie. Mag julle almal 'n warm verhouding met die Here hê. Of kom ons sê dit in onderwysse terme, mag julle almal 'n yskoue verhouding met die Here hê. Dan weet julle wat ek bedoel, net in terme van hitte en so aan. Want soos ek hierso staan, kry ek verskriklik warm, en mense stem is mos 'n verwarmer. Mag ietsie hiervan in julle harte leef, om dankbaar te wees dat jy vir jouself kan sorg. Om dankbaar te wees dat die Here jou so seën, maar daardie dankbaarheid moet iets word. Dan is jy warm. Amen. Here, baie dankie dat U nooit in gebreke bly om met ons te praat wanneer ons U woord lees nie. Dit is wat U woord so wonderlik maak, Here. Dis nie sommer net 'n boek waarin ons oulike idees oor 'n sinvolle lewe kan kry nie. U woord is U self en U is die lewe. En in U woord sê U vandag vir ons, moenie koud wees of warm wees, of wees eerder koud of warm, maar moenie lou wees nie, want lou beteken niks. Selfgenoegsaamheid, selftevredenheid beteken niks as daar nie ook 'n verhouding van dringendheid is om U te kan dien en om die wêreld rondom ons ook te kan verander soos U Gees ons lei nie. Hierdie gebed van môre, Here, is vir myself, en dis elkeen van ons wat saam bid, hierdie gebed bid ons vanoggend in die eerste plek vir onsself. Ons bid dit vir hierdie mense wat rondom ons sit, aan wie ons kan raak vanmôre. Ons bid dit vir ons gemeentemense wat dalk nie hier is vanmôre nie. Ons bid dit vir gelowige mense oor die lengte en die breedte van hierdie wêreld waar mense vandag saamkom om U te dien, U te aanbid. En ons bid hierdie ook vir gemeentemense van baie gemeentes in die wêreld, wat vanmôre om watter rede ook al, en soms sommer maar net onverskilligheid tuis is. Here, ons wil nie lou wees nie. Ons wil warm wees in ons verhouding met U. En daarom bid ons, Gees van God, verander ons, sodat ons kan leef volgens die verlossing in Jesus Christus, wat U al soveel jare gelede vir ons gegee het, en vandag nog steeds doen. Dankie Vader, dat ons weet, dat U vir ons langs hierdie pad sorg, en dat U ook vir ons dra. Here, deur U Gees wat in ons woon, gebruik ons asseblief om die wêreld te verander, sodat die wêreld vir U sal sien en die knie voor U sal buig en elke tong uiteindelik sal erken dat U, Here Jesus, die Here is. Ons aanbid U. Amen.
Kom ons neem